Ons praat oor die wegraping. Kom ons maak dit reguit en feitelik. Hi, my naam is Arend Botha, ek is 'n ketterknakker en ek hou van braaibroodjies. Die moderne idee van die wegraping het sy ontstaan gehad by John Nelson Darby in die 19de eeu. En hy het die leer ontwikkel dat die kerk voor die groot verdrukking van die aarde weggeneem gaan word. En hier is 'n belangrike punt. Voor Darby het gelowiges glad nie geglo in die wegraping soos ek en jy dit vandag ken nie. Dit is 'n redelike nuwe doktrine in die geskiedenis van die kerk. As jy die boek van Openbaring lees, is daar hoofsaaklik 4 maniere om dit te interpreteer. Die eerste een is histories, so jy sien dit as gebeure wat gebeur het tydens die eerste eeu van die kerk. Nommer 2 is profeties, so jy kyk na wat nog in die toekoms moet gebeur. Die derde manier is literêr of simbolies, so jy fokus op die beeldspraak en die simboliek wat jy sien. En nommer 4 is teologies, so dan kyk jy na wat dit sê oor God se plan en Christus se oorwinning. Die probleem is dat meeste mense vandag die boek van Openbaring deur een lens lees en dink hulle verstaan alles omtrent dit. Die boek van Openbaring het 'n konteks wat glad nie in ag geneem word nie, of wat hulle nie eers van weet nie. Wat is konteks? Die boek het 'n outeur wat 'n sekere boodskap wil oordra vir sekere mense wat in 'n sekere tydperk gelewe het, wat die boek dalk anders verstaan as wat jy dit verstaan het. En dit is waarom ons vandag anders te kyk na die boek van Openbaring en die wegraping, want ons neem nie die konteks van die boek van Openbaring in ag nie. So, daar is ook baie bekende predikers soos Dani Botha wat beweer dat die wegraping einde van September gaan gebeur. So bly ingeskakel vir 'n opvolgvideo waarin ons bietjie daaroor gesels. En dan kan ons ook miskien gesels oor die 4 maniere hoe die boek van Openbaring kan geïnterpreteer word.